Hallo julle, baie welkom by vandag se vertel jou storie en ons wil mekaar se getuienisse hoor. Vandag gesels ons met Jan Adrian van Rooyen, maar julle ken hom waarskynlik as Prop. So dankie dat jy vandag jou storie met ons deel. Cool, dit is lekker om hier te wees en ek sien uit om te gesels bietjie oor die lewe en al die dinge wat in my lewe gebeur het. Great, vertel vir ons jou storie, net soos jy wil, net so lank soos jy wil. Ja, soos enige storie is my storie het 'n klomp fases, maar die heel eerste ding wat mense seker ook op die kamera sien met my nog net ontmoet het nie in die algeheel ook in die lewe is hoekom lyk jy soos wat jy lyk? Klein kindertjies sal dit direk vra en groter mense sal my naderhand vra. En ek praat graag daaroor en daar's twee dinge aan my. Ek is kort van statuur en dan het ek op my vel het ek sulke merk wat lyk soos brandmerke en ek het nie vingers nie. So soos enige storie begin by die begin. Ek het as babietjie het ek septisemie opgetel. Dis 'n breinvliesontsteking wat in jou vel ingaan eers en dan later gaan hy in jou weefsel en dan in jou organe. Nou op daai stadium van medisyne toe ek 7 maande oud was en dit gekry het, daar was 'n touch and go vir selfs 'n groot persoon met 'n Comrades aangeloop het wat dit kry. So die gevolg van dit was dat ek binne 2 dae was ek basies ek sal nie sê katatonies nie, maar ek was vol sere en net geswel sodat ek dink nie wel as 'n babietjie voel jy dit nie, maar jy kan net dink wat se pyn dit was. Letterlik my hele liggaam was vol sulke blotjies. Begin my klein kolletjies vol, daar was ek vol oral waar jy kan sien was al letterlik rooi bloedweefselspan infeksie. En soos ek sê, groot mense selfs het 'n 50-50 kans om dit te oorleef. En op daai stadium was ek die eerste, daar was gerugte dat ek die eerste kind onder 14 jaar internasionaal was wat dit oorleef het. En wat my lewe gered het buiten gebed is dat daar 'n dokter was met die naam Rassie Loupshere, 'n plastiese chirurg wat ingekom het en hy het die babatjie gesien wat soos 'n voetbal opgeswel het. Sy armpies lyk soos sokkerballe en sy bene soos rugbyballe. En hy het gesê die kind, die organe gaan hulle self dooddruk en die siekte gaan soontoe gaan as hy nie oopsny nie. En hy het letterlik gegaan sonder verdowing. Want hy sê op daai stadium was ek so leweloos en goed, hy het my letterlik net begin oopsny. So mense kan nie sien ek het nou langmou klere aan, maar hier en daar kan jy sien waar hy letterlik my oopgesny het dat ek soos uitbloei en ek het 5 bloedoortappings of kom ons sê die bloedpraatjies wat nodig is om te regenerate oorgetap. Nou dit is daai gebeur in 'n kwessie van kom ons sê 4 tot 6, 7 dae het dit gebeur van die donderdag tot die maandag nou. Hoekom ek die datum so spesifiek weet is ek en my ma is besig ook om 'n boek te skryf om hierdie storie te boek te staan wat ek dink baie belangrik is. Ek is op 'n 5 jaar besig self met die boek, maar ek en my ma is nou op 'n stadium wat ons die hele boek oor my lewe redigeer en dalk einde van die jaar of dalk vroeg volgende jaar kom uit. Ons weet nie, maar die punt is net dat na daai 5-6 dae was dit die begin van 'n reis wat 3 maande in ICU was. My ma sê op stadiums dan veral in die beginstadium was ek so geswel en tel sy my op en sit hulle my op 'n kussing op haar skoot. Dan is ek so swaar en vol water geswel dat 'n mens skaars kan optel. Nou kan jy dink wat gaan deur 'n ma se kop en hart en 'n ouer se kop en hart. Ek het self 'n seentjie van 2 jaar oud. Soos iemand van 7 maande wat so weel is soos so in jou hande lê en jy voel jy kan skaars hulle vat van die pyn. Dis nogal 'n groot ding en ek dink waar die eerste getuienis wat ek wil by uitkom is dat daai hele gebeurtenis wat daar gebeur het, my ma vertel telke môre soos ons nou die storie verhaal met ek nou eerstehandse ervaring dat as sy dit weer lees of weer vertel, kan ek sien dat hoe die Here haar gedra het in daai oomblik. Dit is so crazy hoe wanneer jy in hierdie trauma oomblikke is, jy super alert is. Ja, ek weet die mense se stelsel is ook so opgestel om super alert te wees, maar ek dink glo dis die Here wat die mense se stelsel so opgetel het dat my ma kan die kleinste detailtjies onthou van soos ek voel soos dit sy onthou toe my pa van Witbank af toe hulle my éventueel na dag 1 wat ek in Witbank in die hospitaal was, onthou sy hoe my pa soos 'n soldaat vir die ambulansmanne wat my met die ambulans so voor het na Pretoria toe dat ek beter professionele hulp kan kry. Sy onthou hoe my pa soos 'n soldaat die mense sê tel op links reg stoot in. Sy onthou sulke detail en ek dink hoe die Here net op elke vlak my ma gekeer het voor en tydens daai ding om dit net te kan verduur. Want ek glo nie enige ou kan besef as jy so 'n ding deurmaak wat jou kind se lewe aan 'n draadjie hang vir 3 maande. Jy kan nie voorberei vir so iets nie. Daar is nie 'n manier dat jy kan so voorberei vir iets en met die skryf van die boek wat ek en my ma na agterkom is daar 2 fasette is gebed en vashou aan geloof. En op 'n stadium sê my ma het 'n dokter met haar gepraat wat gesê het oor dis nou hierdie touch and go en hierdie die kans dat hy hierdie nag gaan oorleef is met. Toe sê my ma en sy sê tot vandag toe kan sy nie weet
hoekom sy dit gesê nie, maar dit was haar oortuiging. Sy het gesê, dokter, ek glo in wonderwerke. En ek dink dis die belangrikste ding is dat jy, wanneer jy daai geloof het dat die Here jou sal dra deur plekke, glo jy ook dat die Here vir jou krag sal gee om daardeur situasies, glo jy ook inherent dat die Here jou sal krag gee vir daai situasies. En so dis die eerste faset is dat geloof jou in staat stel om hierdie dinge te doen, mits jy vertrou en glo dat die Here sulke dinge kan doen. Ek sê nie daarmee dat elke ou trauma gaan ervaar en sulke dinge nie, maar jy met enige oomblik kan dat trauma gebeur. En so dis waarom jy op enige gegee oomblik jou geloof moet, ek sal nie sê sterk aan nie, ons is almal mense en feilbaar, maar jy moet jou basiese saak reg hê vir wanneer daar tye kom. En dis nie altyd vir almal beskore nie, maar dit is 'n ander dieper gesprek. En die tweede faset is gemeenskap. Daar's stories wat van jare later is 'n suster wat elke nou en dan na my ma toe gekom het en in die wagkamertjie sit sy en bid vir hulle as ondersteuning. My oom, hy's oorlede so 'n paar jaar terug, maar daai oom het vanselfsprekend soos my tweede pa geword. Hy het letterlik van die grens af gery. Hy net vir 24 uur vir verlof gevra. Hy het die aand soos 11 uur vir gehike, en daai jare kon jy nog hike van die grens af by, ek dink is Palaborwa. Hike sit hy agter op 'n bakkie net om my pa te kom ondersteun. En tydens die verhaal is daar 'n klomp keer wat mense kom kuier, my oupas, my ouma, familie, lede van die kerk en daai tipe goeders wat net my ma en pa kon ondersteun tydens hierdie tyd. En is daai vorm van gemeenskap, ek dink wat ek oorgedra het, want ons is 'n groot familie. My pa is een van 5 seuns wat elkeen 3 of 4 kinders het. So ek is 'n groot familie en dit het my om ekstra keer oor te sit na my in my stories dat ek het dit survive oor die 3 maande en ek het toe wonderbaarlik daardeur. En waar ek by uitkom is toe ek hierdie kind wat sal nie sê spesiaal is, maar anders lyk in hierdie groot gesin. En die vorm van gemeenskap wat plaasgevind het tydens daai trauma wat my ma erleef het en die wonderwerk dat ek op die einde van die dag dit oorleef het. En binne 'n gemeenskap en binne die kerk en ons as gesin was ek dink wat my ma gedra het. En toe het ek ook groot geword in 'n gesin wat ons daai gemoed het. Almal is mense, almal het foute. Jy het daai probleem, hierdie het daai probleem, die ou drink dalk bietjie veel, daai ou vloek dalk bietjie te veel, maar ons het daai groot besef gehad dat ons almal is mense wat in geloof lewe en ons almal is mense en ons almal het foute en die lewe is nie altyd smooth sailing nie. Ek dink daai ding wat my ma met my besef het so vroeg, is die lewe altyd nie smooth sailing nie. Het nogal, ek dink dit het ons baie sterk gemaak. Jy nie daai la-di-da vibe rondom jou het nie. Die lewe kan enige oomblik onder jou voete uitgeslaan word. So dis 'n tipe van 'n aspek wat ek nou nie 'n hele teses. So dis soos 'n aanpassingsmeganisme. So 'n aanpassingsmeganisme en waar ek by uitkom met die gesprek is dat wat gebeur het omdat ons so groot mense is die aanpassingsmeganisme was humor. My ma het absoluut na die trauma en omdat ek nou anders lyk het my ma en pa en weer eens vir een of ander rede het hulle humor gebruik om deur situasies te kom wat ek gesukkel het mee. Of as hulle sien mense kyk na my as kind met kort vingertjies, dan sou hulle nie die persoon aanvat nie. Hulle sal altyd probeer om die humor in die saak te sien, verstaan? Want wel, ek dink nou met social media is dit bietjie makliker vir mense om te sien hoe mense wat anders is of met aangepaste leefstyl of verlam is op so leef. Mense sien dit baie meer, maar mense nog steeds ervaar dit nie fisies nie. So kindertjies is die mees eerlikste om net 'n side story is. Ek en my vrou is pas getroud 'n jaar lank en mens kan dit dalk lei na my tweede storie toe. Ek het sedroakonoplasie, dis semidwergisme. So ek sal nou vertel hoe dit en so is jy gebore. So is ek gebore, maar jy tel dit eers op 2-3 jaar oud. Wow. Verstaan? So dis 'n heeltemal 'n hele ander ballgame. Dis die tweede sweep waarmee ek geslaan het, sê ek altyd. Met die grootste respek wat die Here my op my pad gestuur het. En ek en my vrou stap by 'n winkel en nou as volwassene en daar's 'n kind wat skree, "Kyk mamma, daar's 2 pietjies." In die eerlikheid van 'n kind. Hoe kan 'n ou kwaad word vir so iets? Ek en sy het net so mekaar gekyk en sy het gesê, "Hey, nou is ek ook sommer 'n pietjie." Nou dit is 'n derogatory woord en mense gebruik nie daai terme, maar 'n kind bly 'n kind. Ja. En die kind kon net nie onderskei dat my proporsie so 'n bietjie anders lyk as my vrou se nie. So hy het gedink daar's twee mense wat 'n achondroplasie het. Nou om terug te kom, sedroakonoplasie is semidwergisme, achondroplasie is volle dwergisme. Wat die grootste verskil is dat dit slegs my endledemate soos my arms, kom ons sê maar my elmboë en my gewrigte wat
sukkel om te groei. So my torso is heeltemal normaal en my kop se proporsie is heeltemal normaal. Al lyk dit nie so nie, want my arms is so 'n bietjie kort. So dis die grootste verskil tussen achondroplasie en sederakonoplastie. Die ander verskil is ook dat mens tel dit nie op soos jy nou gesê het. Jy's gebore met dit, maar mens tel dit eers op wanneer jou ledemate regtig waar vinniger moet begin groei. In 'n babietjie, jy kan nou dink 'n babietjie se bene en so groei nie so baie tot en met 2-3 jaar nie. So 2,5 jaar, 3 jaar het my ma agtergekom. Ek sit lank tye. Toe wonder sy wat dit van die sere is op my liggaam, het ek sukkel om my spiere dalk geaffekteer. Gaan hulle dokter toe sê nee, ek het sederakonoplastie. Jy kan sien soos hierdie arm het byvoorbeeld die buiteen het vinniger gegroei binne 'n te kort, te stadig. So die dokter moes hom letterlik reg buig. Ons gebruik ook altyd die term dat die dokters my soos 'n stryk reguit moes gehelp het, want jy kan nou dink hoe skeef al hierdie bene groei. En ja, so dis die tweede ding of tweede andersheid wat ek aan my het in die lewe, en wat die gevolg daarvan was is dat die dokters met daai operasies, ek het vanaf die ouderdom van 3 het dit begin tot en met so 19, 18, wanneer mense nou erg ophou groei. En daarso is ietsie tussen die 20, 21 operasies. So dis eintlik die grootste ervaring wat ek het, buiten laat ek my vingers verloor het met die sederakonoplastie van die sepsis wat my vingers moes geamputeer word, en die merke op my vel is my skeleton of met skeletale dysplasia. So dit is wat my eintlik so opsigtelik anders gemaak het, en nie net dit nie, dit is die fisiese, ek sê dis die klein traumaatjies, maar my ma sê ek moenie, het ek al die operasies elke keer gehad. Jy kan nou dink as 'n kind elke keer uit die samelewing uitgevat word vir maande. 2 tot partykeer was dit die langste was so 4 maande, en die afloop van dit was ek het 'n knieoperasie, 'n enkeloperasie en 'n armoperasie gehad. Nou moet jy maar lyk soos daai ouens in die flieks wat in die ongeluk was, wat hulle alles toetyp. Gips met 'n spalk tussenin laat jy jou bene nie beweeg nie. En die gevolg was ek het 3 maande was ek in die gips, en toe die gips afkom na maand 1 het ek gesukkel om te loop, na maand 2 het ek nie geloop nie. Toe is ek al dit was graad 3, nou staan dit 1, nou graad 3. Toe kon ek nie skool toe gaan want ek kan nie op en af by die trappe nie, en ek kan nie dit toe vat my ma my na 'n spesiale skool toe meer of en dat ek gaan rehabiliteer. So dis heeltemal 'n ander leefstyl. Is dalk nie nodig om nou in diepte te gaan nie, maar die punt is wat mense moet verstaan is dat dit wat mense altyd sien van persone wat anders lyk, is nie net dit nie. Hulle het heeltemal 'n ander leefstyl, daar's baie ander aanpassings daar. En is nie dat hulle jammer gekry het word nie. Inteendeel, ek dink dit het my lewe vrek interessant gemaak. En dis weer eens daai aanslag wat my ma inherent gekry het, omdat ons so groot gesin is, het ons geleer om jy moet met humor cope met vreemde situasies. Ek skiet baie rond in konsepte en gedagtes, en dit anders sal ek vir daai jou besig hou oor hoe ek dink oor hierdie tipe dinge, maar ek dink wat belangrik is om te besef is dat as jy nie aanvaarding het vir waar jy is in jou lewe en die moeilike of die maklike situasies van jou lewe nie, dan gaan jy sukkel. Die groot ding wat ek altyd wil tuisbring is ons as Suid-Afrikaners maak van die grootste ding soos 'n taxi wat voor jou indruk en wat nie 'n fine sal kry nie, maar jy doen dan dieselfde, dan kry jy die fine, daai tipe ding. Ons maak humor daarvan. En daar's 'n rede daarvoor. Dit is 'n coping mechanism. Dis nie te sê dat dit okay is dat hy taxi dit doen nie. Dit maak ons okay met die situasie. Dit maak ons okay met die situasie. So daai humor ding is vir my so tweede natuur. Dis kom ek so happy. Almal sê altyd jy lyk altyd so vriendelike persoon. Moenie vir een oomblik dink dat ek nie ook striwelinge binne my het nie. Maar vir my om te voel dat ek right is en om te kan cope deur moeilike situasies, het ek daai ding van kleins af al aangeleer. So dis vir my altyd die interessantste ding van Suid-Afrikaners is hoe ons aanpasbaar is met humor. Nie almal is so nie. Jy kry mense wat baie meer konservatief is wat nie so is nie. En vir daai mense, dis nie dat dit verkeerd is nie, maar ek dink hulle mis uit op baie makliker maniere om deur situasies te kom. Maar ja, dis heeltemal 'n side point waarop jy terugkom is al die operasies wat ek gehad het en dat ek eintlik die groot ding vir my is dat mense sien wat anders lyk. Hulle moet besef wat 'n unieke journey hulle gehad het. Ek kan nie nou al my journey relate nie, maar my lewe lyk net so uniek of selfs unieker as joune wat 'n normale persoon is, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Ek dink net persone wat 'n normale leefstyl het of nooit deur sulke goed gegaan het nie, het baie om te leer van ander persone. En my situasie is eintlik so die goed wat ek as kind deurgemaak het. Ek het goeie ondersteuningsnetwerke gehad, soos ek jou gesê het. My ma het goeie medies gehad, genadiglik goeie werke gehad. So daar's
'n klomp faktore wat my lewe as 'n persoon wat leef met 'n gestremdheid eintlik vrek maklik gemaak het. Nie om dit te dumb down nie, maar daar is mense wat regtig sukkel. En net so as ek altyd betrokke is by hierdie tipe van ek's betrokke by 'n liefde in gestremdheid konsert saam met Helpende Hand. En ons praat telke male daarvan dat as persone wat leef met 'n aangepaste leefstyl deur moeilike situasies kan gaan, soos waarvan ek nou praat, is dit vir Jan Alleman op straat 'n goeie voorbeeld van dat jy eintlik oor enige iets kan oorkom, sou jy wou en sou jy die regte gemoedstoestand inneem, of as ons dit so kan stel. Dit is 'n attitude ding. Ons sê altyd as ek kan jy. So ons sê altyd as persoon ek daai konsert redelik heeltemal, dit is my konsert. So ek maak nie geld daaruit nie, maar ek betaal ander kunstenaars om te kom. Ek reël saam met Helpende Hand, gaan ek na al die vergaderings doen, ek reël die konsert om bewusmaking rondom persone wat leef met gestremdhede te kweek en om dan vir ander mense te sê maar hey, en dit het begin in COVID, nee, die konsert toevallig. Heeltemal 'n ander side story, maar dit begin in 'n tyd waar almal gesukkel het. Toe sê ek maar, wat kan ek doen as 'n persoon wat leef met gestremdheid? Kom ek samel fondse in vir ander persone wat leef met gestremdhede, want dan kan ons vir mense sê, hey, dit is normaal, ons gaan aan. Verstaan, selfs ons het 'n unieke leefstyl leef, besluit, hoe kan mens nou anders in sulke moeilike tye? Ons gaan aan. En ek het die konsert gedoen, dit is nou al die 5de jaar, dit is 5 September, nou is die 5de jaar wat ons hom al doen, en daai konsertreeks groei van krag tot krag, en alles gebou op daai ding, en nog 'n wonderlike ding wat gebeur het, ek het hierdie idee gehad om die konsert te begin, saam met Helpende Hand, ek het nie geweet, ek wil dit doen oor, saam met persone wat leef met gestremdhede nie, en toe ek al aankom, en die persoon, die direkteur, anders net het ook nie geweet, ek is iemand wat leef met gestremdheid nie, my hart was net, ek wil iets begin, want ek wil as 'n kunstenaar, saam met my loopbaan bou, wil ek ook die liefdadigheidsaspek wil ek bou saam met dit, want dit is my belangrik om terug te gee as 'n kunstenaar. En toe ek instap in sy kantoor, toe sê hy, dit is nou vreemd, want ek het 'n idee gehad om jou, jy het net met my oor die foon gesels, en ek het hierdie idee gehad om jou in te sluit by ons afdeling vir gehoorgestremdes en ander mense en dis meer. En hier stap jy in en jy is iemand met 'n aangepaste leefstyl. So glo ek die Here werk op maniere om jou te link tot sake en goed. Jy moet altyd oop wees ook vir sulke dinge. En die heel eerste ding wat ek gedink het dis nou vreemd. Ek sien die Here se hand daarin. So al wat ek moet sê is ja, kom ons go. Want die eerste oproep wat ek gehad het is om iets te doen in COVID as 'n kunstenaar en 'n sanger wat skryf. En die tweede oproep toe kom die Here en sê vir my, anders net het klaar gedink waarom jy in te sit, maar hy het nie eers geweet jy is 'n persoon wat leef met 'n gestremdheid nie. Verstaan? So ek dink dis ook daai ding wat ek altyd wil tuisbring by mense is, as jy nie jouself gaan oopmaak vir geleenthede nie en jouself toemaak van die wêreld en nie wil raak sien hoe die Here jou paadjie of jou weer lei nie, dan gaan dit nie gebeur nie. En dis soms die vreemdste dinge wat gebeur. Ek is absoluut iemand wat glo in daai ding van die Here sit goed op jou pad met 'n bepaalde tyd. Dit is altyd die mens wik, maar God beskik. En as jy moet aanhou wik, jy moet aanhou toil, maar jy moet so nou en dan stil staan en sê, hoorie, maar as jy seker dat dit is wat die Here wil hê hierso nie. En in my lewe telke maal het ek agtergekom, dit is wanneer jy daai oomblik wat jy besef, jy werk so bly hard en niks gebeur nie. Kyk jy net regs van jou en sê, maar hey, hierdie Here hierdie ding op my pad gestuur, of hier is iets op my pad gestuur. Bevraagteken daai. Jy moenie kwaad wees vir dit nie. Bevraagteken dit eerder in werk vir jouself, manifesteer by jouself dat dit moontlik iets kan wees wat die Here jou wil lei. Want as jy dit andersom doen en sê nee, dis net ek en jy werk so hard as moontlik en jy sê nee man, wag nou hierso. Dis hoe ek geleenthede sien of dinge wat op my pad kom, wil ek altyd so benader om te sê, dalk het die Here dit op my pad gesit. At least moet ek dit question en sê, hoe kan dit die Here se insaag wees in my verhaal? En partykeer is dit nie so nie, partykeer is dit iets heeltemal anders, maar ek sê, dit is wat die woord manifest my beteken, is dat jy absoluut lewe in daai wete dat as jy 50% gee, gaan die Here 50% gee. So jy moet manifest, dan sal die Here die goeders manifesteer in jou lewe. Verstaan jy? Ja, jy kan nie net terugsit en hoop daar gaan iets gebeur. Dis presies daai ding. So en dis wat baie min en ek dink is 'n tipe volwassenheid in jou geloof en 'n volwassenheid as mens in jou selfvertroue ook, is dat you will never know, jy sal nooit weet wanneer dit jy is wat die eer vir sake kan vat en wanneer dit God is wat die eer vir sake kan vat. Dis nie waar dit gaan nie. Jy kan sien wanneer die Here wonderwerke in jou lewe gebring het, eers wanneer jy terugkyk. Dit is onmoontlik om vorentoe te kyk en sê, die Here gaan daar vir my die deur oopmaak. Jy mag dit manifesteer, ja,
Maar dalk is dit jy wat die deur oopgemaak het en dalk is dit verkeerde deur. Jy kan net terugkyk en sê, "Oor die Here het daai en daai en daai gedoen." So ek is dankbaar. En omdat die Here daai en daai gedoen het, is ek dankbaar en ek beweeg vorentoe. Ja, ons praat baie diep en sielkundig oor hoe die ding is werk. Maar dis wonderlik. Ek wil vir jou 2 baie moetswillige vrae vra. Go for it. Die een is, ek weet die wêreld is 'n baie wrede plek. Ek wat normaal lyk, wat net 'n bietjie oorgewig was op skool, het bekend gestaan as juffrou van Deventer se dik kind. En ek het normaal gelyk. Hoe het jy jouself beskerm teenoor dit wat die wêreld na jou toe gegooi het, omdat jy anders lyk en mense, kyk, ons doen een van 2 dinge, of as ons iemand sien wat gestremd is, ons probeer oogkontak vermy, ons maak of hulle nie daar is nie, dan is ons nie so ongemaklik nie, of ons staar hulle aan, want ons kan nie glo wat ons sien nie. En jy sê dan, hallo, en so anders, so abnormale stemte, want jy is onseker oor jouself eintlik. Absoluut, so my 2 vrae is, hoe het jy jouself beskerm teen die wêreld? En die tweede een is, ons wat normaal lyk, hoe kan ons optree om jou nie ongemaklik te laat voel as ons jou sê nou maar in die speur sien? Jy is klaar nog bekend ook, so dit maak dit nog moeiliker. Maar dit maak dit makliker hoor. Is dit? Ja, want mense ken my nou, dis weer, maar ek sal daaroor praat. So jou eerste vraag is weer eens letterlik daai humor ding. Vir my was dit die maklikste meganisme, my meganisme om dit te sidestep. En my ma het dit, ek weet reg nie hoe hulle die wysheid gehad om dit te doen nie, die leiding gekry nie, maar hulle het seker gemaak dat ek myself spot voordat iemand anders my spot. En dit het myself teruggewys. Soos die eerste ding wat my ma kan sê is toe ek begin praat het en begin kan kommunikeer. Toe vra die mense aan ons is nou, ek kan nie imagine 'n gesin van 6, 4 kinders en 2 ou volwassenes. Vra iemand hoe laat is dit en een maak toe 'n grapie en sê halfpas kaal arm. En ek kyk toe ook as 'n 3-jarige kind aan my arm en ek sê halfpas stompies. Daar het nie natuurlik gekom nie. Dis my ma wat met my so gepraat en my so gekondisioneer het dat jy moet okay wees nie. En my ma sê dit was die eerste oomblik in sy lewe wat sy gedink het, jy kind gaan okay wees. En dit het my so hoetie gemaak oor hierdie tipe goeders. En dit is een van die heel eerste oomblikke in my lewe wat ek gedoen het. Ek het nie eens agtergekom het toen ek. So jy sal sien enige ou soos Matthys Roots is my groot vriend al van jare af voordat hy verlam was het ek maar geken. Maar vanaf hy verlam was, hy sal daai tipe ding sê van ek hoop ek loop jou later weer raak, maar die ou is in 'n rolstoel. Ek hoop ek loop jou later weer raak hier by die fees of so iets. Verstaan jy? Hulle sal dit opsetlik doen dat jy gaan Verstaan jy? En daai tipe humor ding, dis een meganisme en die ander meganisme is om neem jouself te ernstig op wat wanneer iemand wel jou aanvat nie. Dis tricky, maar jy moenie en dis selde dat mense, dis nou presies daarom wat jy sê, dis selde dat mense opsetlik jou wil seermaak omdat jy anders lyk. Hulle besef. So om te gaan na die teenkant van die argument, jy moet mense wat anders lyk, mense wat normaal liggaam is, ander mense hanteer. Ek sal sê wie is interested? Hoekom lyk jy as wat hy lyk? Moenie gaan, jy is shame. Hoekom is jou bene so kort? Jy is shame. Hoekom het jy jou vingers verloor? Dis niks shame aan dit nie. Jy moenie maak of jy dit nie raak sien nie. Ja, ek sê nou vir jou, as jy vir 'n ou vra wat in die regte mood is, moenie vir hom vra as hy sien is bietjie depressief, maar 'n ou wat vriendelik saam met chommas kuier en jy vra vir hom, kom vra vir my, jy en Bel het 'n krokodil jou vingers afgebyt. Dan gaan ek saam met jou lag sê ek nee, dit was 'n baie, ek het dit sommer self gedoen. Verstaan jy daai tipe ding van jy moet maak asof jy moenie gemaklik wees nie, maar jy moet regtig waar net dit is 'n moeilike mindset, dit is net jouself plaas in daai ou se skoene en besef hy wil seker op maar net normaal wees. En as die oomblik wanneer jy dink dat die ou special treatment soek, dan soos Matthys ook as hy besig is om sy kar te klim en die goeie sê hoor ek los jou nou maar want ek gaan nie jou tyd mors want ek maak sy roetine stadiger. Dan lag hy vir my want hy weet dis waar. Hy raak so geïrriteerd as ander mense hom help en want dit vat langer dan want die mense weet nie hy sit daai rolstoel van 10 sekondes in die kar, dit sal jou 'n minuut vat om dit presies te doen en stop hy nou alleen by 'n plek en dan vat dit hom in plaas van 10 sekondes vat dit hom 'n minuut om uit te klim omdat jy dit nou verkeerd gesit het, daai tipe ding. So jy moet altyd besef daai persoon is okay. As daai persoon nie vir jou hulp kom vra nie, is hy okay. Sodat enige persoon wat jy my vir hulp kom vra oor 'n ding, as jy 'n probleem het, dan is jy eers nie okay. Maar die status quo is dat enige ou wat jy sien op straat wat anders lyk, is okay met homself. Die kans dat hy gaan op met sy skouer en hangskouertjies loop en jy gaan sien hy is nie okay nie, is vrek min. Hy gaan dit met sy nabye mense deel. So as vreemdelinge approach hom net. Die laaste ding wat ek wil by uitkom is dat
dit is ook hoekom ek glo bewusmaking van persone wat met ander leefstyle lewe so belangrik is. En dit is kom ek het begin het daai tyd 5 jaar terug is dat ons het die geleentheid met sosiale media sodat almal dit kan sien en almal gesprekke oor hierdie tipe goed kan hê. Want jy het iemand wat soos ek lyk of anders lyk, ek as kind waar daar nie sosiale media in my gesig was of selfs TV in my gesig so baie was nie, het 1 keer 'n jaar of 1 keer in 2 jaar dalk iemand gesien wat anders lyk totdat ek na skool toe was. Daai keer wat ek geloop het, toe sien ek al hierdie mense ewe skielik vir die eerste keer, toe besef ek maar hel. Life is interesting. Mense lyk anders. Daar's mense wat meer moeilikheid as ek het. So dis daai ding van dis belangrik. Die eerste ding is vat jouself nie ernstig op as 'n persoon self wat leef met gestremdheid nie. Die tweede een is besef dat daai persoon homself dalk nie so ernstig opvat soos wat jy dink nie. En die laaste ding is bewusmaking vir my om daai ding mooi toe te maak is dat net deur jou om hier te sit met my te praat oor en die persone wat dit dan gaan kyk en jy wat vanaand met iemand gepraat en 5 mense ander praat asof dit normaal is. Nie normaal is nie, dat daar wel mense is wat anders lewe en dat die mense okay is met dit. Want die status quo is dat mense wat anders lyk of anders met 'n aangepaste leefstyl lewe, dat hulle nie okay is. En is glad nie die waarheid. Konstant hulp nodig. Hulle is soms meer okay as wat jy gaan wees, want ons het meer coping mechanisms om met die fisiese wêreld te deel. En dit inherent sit ons op die emosionele wêreld ook meer gemaklik met onsself. Want fisies is baie moeiliker en is baie meer uitputtend as die emosionele. Dis nie te sê dat daar nie mense is wat sukkel met issues nie, want dit is moeilik met 'n aangepaste leefstyl te lewe, maar ons kry vinniger 'n manier want wat jy moet nooit leer, verstaan? En nog een wat ek wil tuisbring is die woorde selfs net, soos ek het nou die woord bietjie genoem en ek sê nooit die woord gebreklik of gestremd nie. Dit is 'n ding wat in die literatuur rondom persone wat leef met gestremdhede 'n groot ding is. Iemand kan maklik aanstoot noem as jy 'n bietjie noem of iemand kan maklik aanstoot noem as jy sê hy's gebreklik. Hoe is ek gebreklik? Ek is nie stikkend nie. Ek is baie uniek, verstaan jy? Net so wat jy 'n unieke persoon is en nog niemand wat sê jy is nie, lyk ek so. So al wat dit letterlik vir my is ek leef met 'n aangepaste leefstyl. En die lekker van dit is ek het myself daar gekry. Ek maak self die aanpassings en ek doen dit self. Verstaan jy daai om vir iemand te sê hy's gebreklik of hy leef met 'n gebrek of sulke tipe goed. Dit is nie dat dit iemand seer maak nie, maar wanneer jy iemand is wat daai tipe woorde gebruik, is dit 'n goeie beginpunt. As jy uitgaan daarom elke liewe keer as jy met iemand wat 'n aangepaste lewe het te sê, "Jesus, hoe gaan dit Matthys? Vir hoe lank is jy nou al verlam? Koop jy wat? Jy sê nie vir hom ek sukkel nou 'n woord vir dit. Verstaan jy gebruik nie terme wat jy ken sonder om te dink oor jou woorde. Ja. Gebruik terme wat respek wys en dat jy verstaan waardeur hy gaan. Jy gaan nie dit vir hom makliker maak nie, maar jy het respek vir wat deur hy gaan. Vir iemand om my te sê jy daar wat het nou eendag gesê. Iemand sal sommer op Facebook kom en wie's die Pietjie? So ek sê ja. Hy sit in sy sitkamer daar. Wie's die Pietjie? Nou wat moet ek vir hom terug sê? Al wat ek vir hom sê is my naam is Jan van Rooi en aangename kennis. Want daai gaan nie verstaan. Ja. Wat hy eers verkeerd gedoen het. As hy eers verkeerd gedoen het. Ja. Maar omdat ek hom antwoord, gaan dit die eerste keer wees dat 'n Pietjie soos hy dit noem, vir hom 'n antwoord gee. En ek praat oor hierdie dinge met die grootste respek en ek gebruik die term met die grootste respek want dis omdat jy hoef nooit iemand aan te vat daaroor nie. Maar jy moet al hoe meer en meer engage met mense wat sommer net woorde spreek en goeters. Ek het nogal deesdae raak ek sal nie sê 'n keyboard warrior nie, maar ek probeer konstruktief as iemand iets sê vir my te reply asof ek in die kamer gesit en ek ken hom al vir so 5 minute. Ons is nie dik pelle nie, maar ek reply op 'n mooi manier dat ek hom wat hy 'n take home kan vat en sê, "O, die was eintlik nie gefeis oor wat ek sê." Ja. So volgende keer moet ek dalk bietjie harder probeer. Verstaan, maar dan gaan hy agterkom as 'n bad seed binne in homself. Moet hy nou harder moet probeer om hierdie ou te face. Dis daai tipe ding, maar anyway, ek sidetrack nou die konversasie. Ja, ons het gisterand ook daar gepraat, want iets soos selfmoord is ook nie 'n mooi woord om te gebruik nie. Ja. Praat eerder van selfdood. Ja. Dis klein goedjies, Ja. maar dit verander 100% hoe jy oorkom tot iemand en die respek wat jy wys en nie net nuuskierig nie. Ja. Want dit kan 'n krisis wees as jy uit nuuskierigheid iemand nader. Ja, net iemand soos 'n mens te hanteer. 'n woord soos depressie is so wyd. Jy sê iemand het sielkundige probleme of iemand is bietjie de mekaar of so iets. Jy moet dit nie dumb down nie, maar gebruik net terme wat respekvol is. Ja.
Dankie. Dit is ongelooflik om jou storie te hoor. Ons sien jou weekliks hier by ons. Jy is al 'n ou gesig. Maar dankie dat ons ook vandag jou storie by jou naam kon sit. Ja. Is jy enige nuwe goed wat voorlê? Wel dis min van my storie. Ek het soos ek sê, die boek is my die belangrikste ding waartoe ek nou werk. Ek het konstant bring ek musiek uit, maar 'n side note is ek het ook begin besef is ek is nou al 3 jaar, 4 jaar op hierdie musiek journey. Eintlik vanaf ek op hoërskool was op die musiek journey, maar ek's nou op 'n stadium wat ek gaan net aanhou om weekliks in jou huis te wees, dit jou buite by die kerk te probeer wees weekliks, dat ek weekliks in die huisie wees dat die kinders my liedjies luister. Ek gaan net aanhou om dit te doen. En want ek geniet dit, want is daai samesyn ding wat ek doen. So en dan is ek wil die boek graag hopelik binne die volgende jaar of jaar en 'n half sal die boek vrygestel wees. Maar verder as dit is met mense net as hulle show kom geniet die lewe saam met my. Dis waar my shows is vir my letterlik om saam met mense dis al ook my musiek maak. Ek wil saam met soveel mense as moontlik die lewe geniet deur musiek. Dis kom ek kommersiële musiek doen. Ek wou eintlik rock doen, maar ouer ek geword het ek agterkom as ek nie kommersiële musiek doen nie, dan gaan so baie mense nie my storie kan hoor, verstaan. So ek doen ek en jy het al die gesprek gehad, dit is so half my kerk om al is dit kommersiële musiek wat tongue in cheek so bietjie te wat die mense die woord suggestief is. Probeer ek altyd 'n goeie boodskap agter dit sit. En ek probeer altyd op stage myself so dra dat mense as hulle 'n show kyk van my sê, "Hey, dis lekker, dis cool." Dis iets anders aan nie. So kom kyk shows saam met my en hopelik sien ek enige boek anders te chat my op Facebook. Ek's 'n oop boek soos ek altyd sê. Wonderlik. Baie dankie. Dankie Lore.